Het God al iets besonders in jou lewe gedoen? Miskien 'n wonderwerk wat jy nie kon miskyk nie. Of dalk het hy jou duidelik gewaarsku, jou beskerm of op 'n besondere manier met jou gepraat. En as jy vandag terugkyk oor jou lewe, kan jy sien hoe God jou al lankal roep. En die belangrikste vraag, het jy jou hart al volkome aan hom gegee? Aan die einde van Daniël 2 het koning Nebukadneser voor almal erken dat Daniël se God die ware lewende God is. Maar beteken dit dat die koning hom bekeer het? Dis 'n belangrike vraag. Want is dit moontlik om God se krag raak te sien sonder om jou hart aan hom oor te gee? In vandag se episode Daniël 3 en 4 gaan ons kyk hoe een van die magtigste konings op aarde keer op keer God se hand in sy lewe beleef. Hy sien wonderwerke, hy hoor profeseë, hy ontvang waarskuwings. Maar wat doen hy met dit alles? En soos altyd wil ek jou aanmoedig om jou eie Bybel oop te maak. Lees self saam soos ons deur die boek van Daniël stap. So druk gerus die pause knoppie, maak jou Bybel oop en wanneer jy reg is, begin ons saam. Ons lees in Daniël hoofstuk 3 vers 1. Koning Nebukadneser het 'n groot goue beeld gemaak en dit in die vlakte van deure opgerig in die provinsie van Babel. Nou die beeld wat Nebukadneser in hoofstuk 2 gedroom het uit verskillende metale bestaan. Die kop was van goud, daarna het die silwer gevolg, dan die koper, die yster en uiteindelik die yster gemeng met klei. Nou God het baie duidelik gewys dat verskillende wêreldryke mekaar sou opvolg. Babylon was die goue kop. Nou gebeur iets baie interessant. In hoofstuk 3 is Babylon nog steeds die wêreldryk wat regeer. Maar Nebukadneser laat 'n nuwe beeld oprig. Nie 'n beeld van verskillende metale nie, 'n beeld van suiwer goud. Vriende, sien julle wat hier gebeur? In Daniël 2 het God gesê, na jou sal 'n ander koninkryk opstaan. Maar Nebukadneser antwoord as ware vir God, nee, dit gaan nie gebeur nie. Hy maak 'n beeld wat heeltemal uit goud bestaan. En hierdie beeld was baie meer as net 'n afgod. Dit was eintlik 'n openbare verwerping van God se profesie. Dit was asof die koning sê, ek glo nie wat jou God gesê het nie. My koninkryk gaan nooit eindig nie. En vriende, as ons eerlik is dit nie soms ook hoe ons probleme probeer oplos nie? Ons ken God se wil, ons lees sy woord, maar diep binne wil ons steeds hê dinge moet op ons manier uitwerk. Nou Nebukadneser kon eenvoudig net nie aanvaar dat iemand anders eendag sy troon sou oorneem nie. Sy trots was groter as sy geloof. En in vers 2 en 3 lees ons dat hy al die regerders, die landvoogde, bevelvoerders, hoofamptenare en ander leiers uit al die ryke van die wêreld laat bymekaar kom het. Almal moes voor hierdie reuse goue beeld kom staan. En dan lees ons in vers 5. Wanneer julle die musiek van verskillende instrumente hoor, moet julle neerbuig en die goue beeld aanbid wat die koning opgerig het. Nou sodra die musiek speel, moes almal neerbuig en die goue beeld aanbid. Dit lyk hier asof Nebukadneser wou seker maak dat almal moes weet wie die hoogste gesag het. Wie is die koning? Wie aanbid moet word? En net soos in hoofstuk 2 was daar weer 'n doodsvonnis vir ongehoorsaamheid. Nogals interessant, nê? Wanneer dit by aanbidding kom, gebruik Satan dikwels dwang. Hy probeer mense forceer, hy dreig, hy intimideer. Hou daardie gedagte vas, want ons gaan dieselfde beginsel later weer iewers in 'n ander storie raakloop. Maar hier staan 3 jong manne wat nie gebuig het nie. Hoekom nie? Was hulle rebels? Nee. Hulle het net eenvoudig geglo dat God se woord belangriker is as die koning se bevel. Hulle het geweet wat God in die 10 gebooie gesê het. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie en jy mag nie daarvoor neerbuig nie. Vir hulle was dit nie 'n politieke besluit nie. Dit was 'n saak van aanbidding. Ware aanbidding. En gehoorsaamheid aan God beteken soms dat jy alleen moet staan. In vers 12 lees ons dis Sadrag, Mesach en Abednego.
En onthou, dis dieselfde 3 jong mans wat ons van gelees het in Daniël 1. Ons het hulle leer ken as Hanania, Mishael en Asaria. En nou, die koning was woedend. Maar hy gee hulle nog een kans. Kom ons lees in vers 15. As julle nou bereid is om te val en die beeld aanbid wanneer die musiek speel, goed. Maar as julle weier, sal julle dadelik in brandende vuur gegooi word. En watter God sal julle dan uit my hand kan red? En watter God sal julle uit my hand kan red? Vriende, wat 'n vraag. Nebukadneser dink nog steeds hy is die magtigste gesag in die wêreld. Maar hy gaan binnekort ontdek dat daar iemand baie groter as hy is. Maar die 3 jong manne antwoord in vers 16 tot 18. Sadrag, Mesach en Abednego antwoord en sê aan die koning: Nebukadneser, ons het nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien en u goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Nou ek persoonlik dink dit is een van die mooiste geloofsbelijdenisse in die hele Bybel. Hulle sê eintlik, ons glo God kan ons red, maar selfs al doen hy dit nie, sal ons hom nog steeds aanbid. Sien julle dit, vriende? Hulle geloof was nie gebaseer op wat God vir hulle sou doen nie. Hulle geloof was gebaseer op wie God is. Dit is ware geloof. Nie, Here, as U my help, dan sal ek U dien nie. Maar Here, al verstaan ek nie alles nie, bly U steeds my God. Nou toe Nebukadneser hierdie antwoord hoor, was hy beyond woedend. Die Bybel sê sy gesigsuitdrukking het verander. Hy was so kwaad dat hy bevel gegee het dat die vuuroond 7 keer warmer gemaak moes word. Die sterkste soldate in sy leer moes Sadrag, Mesach en Abednego vasbind en hulle in die vuur gooi. Die vuur was so geweldig warm dat die soldate wat die 3 jong manne tot by die oond gebring het, self deur die hitte omgekom het. Maar toe gebeur iets wat niemand verwag het nie. Nebukadneser kyk so in die vuur en hy spring verskrik op. Ons lees in vers 24 en 25. En die koning sê toe: Ek sien 4 manne los in die vuur loop, en hulle is ongedeerd. En die 4de lyk soos die seun van die gode. Vriende, wat 'n ongelooflike oomblik. Hierdie is een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, want let mooi op wat hier gebeur. Jesus het hulle nie uit die vuur uitgehou nie, maar hy het saam met hulle deur die vuur geloop. Letterlik. Hoe graag wens ons nie soms dat God al ons probleme eenvoudig net sal wegvat nie. Maar dikwels werk hy anders. Hy beloof nie altyd 'n lewe sonder moeilike tye nie. Hy beloof sy teenwoordigheid. Hy sê, ek sal by jou wees. Jesaja 43 vers 2. En dit is presies wat hier gebeur. En miskien luister jy vandag en jy weet jy het ook al deur 'n vuur gegaan. Miskien was dit 'n siekte, finansiële druk of 'n gebroke verhouding, eensaamheid, depressie, onsekerheid oor die toekoms. Onthou dan hierdie toneel. Die God van Daniël staan steeds saam met sy kinders in die vuur. Hy stap nie weg wanneer dit moeilik raak nie, hy kom nader. Want toe Nebukadneser die 3 manne uit die oond laat kom, gebeur nog 'n wonderwerk. Die Bybel sê, daar was nie eens die reuk van rook aan hulle nie. Hulle hare was nie eens geskroei nie, hulle klere was niks beskadig nie. Niks nie. Net God kon dit doen. En dan erken Nebukadneser weer iets besonders. Ons lees vers 28. Toe het Nebukadneser begin spreek en gesê: Geseënd is die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Weer verklaar die koning dat die God van hierdie Hebreëse jong manne die ware God is. Maar luister mooi, vriende, want hier lê 'n baie belangrike les. Dis nou al die hoeveelste keer dat Nebukadneser erken dat God groot is. In Daniël 1 het hy gesien die verskil wat God maak in 'n persoon se lewe. In Daniël 2 het hy God se groot mag gesien en nou weer sien hy God se krag. Maar om te erken dat God bestaan, is nog nie dieselfde as om jou lewe oor te gee aan hom nie. 'n Mens kan God bewonder sonder om hom te gehoorsaam. 'n Mens kan selfs oor God praat sonder dat hy die koning van jou hart is.
En ek wonder hoeveel mense doen vandag presies dieselfde. Hulle glo daar is 'n God, hulle glo die Bybel, hulle glo Jesus het geleef, maar Jesus regeer nie in hulle lewe nie. En daar is 'n groot verskil tussen om van God te weet en om aan God te behoort. Maar dan kom ons by hoofstuk 4. Nou hier verander die manier waarop die verhaal vertel word. Hier is dit Nebukadneser wat self praat. Dis amper soos 'n persoonlike getuienis wat ons hier lees. Die hoofstuk begin met lof aan God. Hy sê hoe groot en wonderlik God is. Maar dan lees ons in vers 5 dat hy weer 'n droom ontvang. En ek wonder nogal, het hy hierdie droom nog steeds aan een van die Babiloniese gode toegeskryf? Of het hy al begin besef dat die God van Daniël alleen die ware God is? Soos tevore laat hy al die wyse manne roep. En weer kan niemand die droom verklaar nie. Ai Nebukadneser, mens sou dink hy sou nou al geleer het. En uiteindelik roep hy vir Daniël, die man wat hom al van tevore gehelp het. En hierdie keer onthou die koning gelukkig die droom. Lees saam vers 10 tot 17. Ek het 'n droom gehad wat my baie bang gemaak het en die beelde en die gesigte in die bed het my ontstel. Nou wat 'n interessante droom. 'n Groot boom, sterk, pragtig, sigbaar oor die hele aarde. Al die diere vind skuiling daaronder, die voëls maak neste in sy takke. Maar dan kom daar 'n bevel van bo. Kap die boom af. Sny sy takke af, verstrooi sy blare, jaag die diere weg. Maar laat die stomp. Bind dit met yster en koper en laat dit 7 tydperke so bly. Wat my egter die meeste opval, is wat Nebukadneser aan die einde van vers 18 vir Daniël sê. Hy sê, die gees van die heilige gode is in jou. Selfs nou, na al die wonderwerke, praat hy nog steeds van gode. En dit laat my wonder, het hy al werklik sy hart aan die Here gegee? Of bewonder hy God nog van 'n afstand? Maar kom ons kyk na wat sê Daniël oor die uitleg van die droom. Ons lees saam vers 20 en 21. Die boom wat u gesien het, wat groot en sterk geword het, waarvan die hoogtes tot aan die hemel gereik en wat oor die hele aarde gesien kon word, en waarvan die blare mooi en die vrugte volop was, en waarvan die voedsel vir almal was, waaronder die diere van die veld skuiling gevind het, en in die takke waarvan die voëls van die hemel gewoon het. Nou Daniël maak dit baie duidelik. Die groot boom is Nebukadneser, die koning self. Hy het groot geword, sy mag het oor die hele bekende wêreld gestrek, mense het onder sy regering geleef, hy was die magtigste koning van sy tyd. Ek hou so baie daarvan dat God ons nooit laat raai oor die betekenis van 'n profesie nie. Sien jy dit ook raak? Wanneer hy 'n profesie gee, gee hy altyd die uitleg. Nou hier is die betekenis baie eenvoudig. Die boom is Nebukadneser. God, die Allerhoogste, het self besluit wat met hom gaan gebeur. Hy gaan sy verstand verloor, die mal koning. Hy gaan tussen diere woon, hy gaan gras eet soos beeste, en dit gaan vir 7 tydperke duur. Nou maak gerus 'n nota hiervan, vriende. In Numeri 14 vers 34 en Esegiel 4 vers 6 sien ons die profetiese beginsel dat een profetiese dag 1 jaar voorstel. So in hierdie geval verstaan ons die 7 tydperke as 7 jare. Met ander woorde, Nebukadneser gaan sy koningskap vir 7 jaar lank verloor. Maar let op iets besonders. God gaan nie die boom heeltemal vernietig nie. Die stomp moet bly. Die wortels word behou. Wat beteken dit? Dit beteken God is nie klaar met Nebukadneser nie. Selfs in sy oordeel sien ons sy genade. Hy haal nie die boom uit nie, hy bewaar dit. Want God het nog 'n plan met hierdie koning. Is dit nie wonderlik, die vriende? Hoeveel keer gee God vir mense nog 'n kans? Hoeveel keer roep hy nie weer en weer nie? Hoeveel keer wag hy nie geduldig totdat iemand uiteindelik luister nie? Die laaste deel van vers 26 gee vir ons die doel van hierdie hele ervaring. Dit sou aanhou totdat hy erken wie heers. Sien, dit gaan nie net daaroor dat Nebukadneser moes erken dat God bestaan nie. Hy moes erken dat God die koning is. En ek dink dit is ware bekering.
Dis wanneer ek nie meer self op die troon sit nie, maar ek gee Christus die troon. En dan kom ons by een van die mooiste oomblikke in hierdie hele hoofstuk. Daniël pleit by die koning. Hy sê eintlik, koning, jy hoef nie hierdie te wees nie. Hierdie hoef nie met jou te gebeur nie. Bekeer jou. Breek jou van jou sondes. Wees regverdig. Wees barmhartig teenoor die armes. Vriende, sien julle Daniël se hart? Hy geniet nie hierdie profesie nie. Hy is nie bly dat oordeel gaan kom nie. Inteendeel, hy wens die koning wil hom bekeer. En weet julle wat? Dis presies God se hart. God waarsku nooit omdat hy mense wil vernietig nie. Hy waarsku omdat hy mense wil red. Elke waarskuwing in die Bybel is eintlik 'n uitnodiging tot bekering. Maar nou lees ons in vers 28 tot 30. Alles het met koning Nebukadneser gebeur. Hy begin roem en gesê, is dit nie die groot Babylon wat ek gebou het deur my eie mag en tot die eer van my majesteit nie? 12 maande later stap Nebukadneser op die dak van sy paleis. Hy hoor, hy kyk oor Babylon en dan sê hy, is dit nie die groot Babel wat ek gebou het nie, deur my mag, tot eer van my heerlikheid nie. Hoor julle die ek, my, ek? Dis Nebukadneser se grootste probleem. Hoogmoed. Hy het geglo alles draai om hom. Hy het God bewonder, maar homself aanbid. En dit is gevaarlik, want ons kan vandag presies dieselfde doen. Ons kan bid, ons kan Bybel lees, selfs kerk toe gaan. Maar diep binne leef ons asof ons op die troon sit. En daarom wil ek jou vandag vra, vriende, wie sit op die troon van jou lewe? Want net toe Nebukadneser klaar gepraat het, kom daar 'n stem uit die hemel. Jou koningskap is van jou weggeneem. En onmiddellik gebeur alles wat God gesê het. Lees gerus daarvan in vers 33. Die magtigste koning op aarde eet gras soos die beeste. Hy woon onder die diere. Sy hare groei lank, sy naels word soos voëlkloue. Wat 'n aangrypende toneel. Maar onthou, God het hom nie vernietig nie. God het hom probeer red. En toe na 7 jaar kom seker die mooiste vers in hierdie hoofstuk. Ek het my oë opgeslaan na die hemel. Wat 'n eenvoudige sin. Maar vriende, dit verander alles. Nebukadneser kyk uiteindelik op. Nie meer na homself nie, nie meer na sy eie paleise nie, nie meer na sy eie mag nie, maar hy kyk na God. Hy erken dat God alleen koning is. En onmiddellik word sy verstand herstel. Sy koningskap word aan hom teruggegee en hy loof en prys die Allerhoogste. Wat 'n ongelooflike verhaal van genade. Nou volgens die geskiedenis het Nebukadneser vir ongeveer nog 2 jaar daarna geleef. So vir die grootste deel van sy lewe het hy teen God geveg, maar aan die einde het hy sy hart vir God gegee. En is dit nie wonderlik van God se genade nie? Solank daar lewe is, bly daar hoop. Vriende, hierdie 2 hoofstukke vertel eintlik een groot verhaal. In hoofstuk 3 ontmoet ons die 3 jong manne wat God op die troon van hulle lewe geplaas het. In hoofstuk 4 ontmoet ons 'n koning wat homself op die troon geplaas het en uiteindelik vra albei hoofstukke vir ons dieselfde vraag. Wie sit op die troon van jou lewe? Wie aanbid jy? Maar nog iets besonders, Daniël 3 is nie net geskiedenis nie. Dit wys vir ons iets vooruit ook in die eindtyd. In Openbaring 13 lees ons weer van 'n beeld. Weer gaan dit oor aanbidding. En weer probeer die aardste mag mense dwing om te aanbid. Weer is daar 'n doodsbevel teen die wat aan God getrou bly. Die groot stryd in Daniël is dieselfde groot stryd in Openbaring. Dit gaan uiteindelik oor aanbidding, oor loyaliteit, oor wie jy kies om te dien. En vriende, ek wil jou met hierdie gedagte los. Nebukadneser het drome gesien, hy het profeseë gehoor, hy het wonderwerke beleef, hy het Jesus in die vuuroond gesien, hy het waarskuwings ontvang, maar nie een van daardie dinge kon sy hart verander nie. Sien, hy moes self kies. En dis nog steeds waar elkeen van ons is vandag. God roep, God waarsku, God beskerm, God doen wonderwerke, maar hy sal nooit iemand dwing om hom lief te hê nie. En daarom is Openbaring 3 vers 20 so kosbaar.
Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom. Hy klop vandag nog, vriende. En miskien klop hy al lank in jou hart. Die vraag is nie of God met jou praat nie. Die vraag is, gaan jy die deur oopmaak? Wie is die koning op jou troon? Wie aanbid jy? Aan wie is jy getrou? Want God bly getrou. Dit is wie hy is. Vriende, waar lê jou vertroue? Vriende, kyk uit vir die volgende episode, want hier is baie interessante verhale en stories in hierdie boek. Stories van die geskiedenis, maar lewenslesse vir my en jou vandag. Tot 'n volgende keer, bly getrou en kyk op na jou God.